baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak. Luister 'n bietjie saam met my na Jakobus 1 vers 1. So die eerste deel. Daar staan Jakobus, 'n diensknegt van God en deur Jesus Christus. Dis uit die 2020 vertaling. Nou in hierdie eerste vers van Jakobus, wat na alle waarskynlikheid die broer van Jesus was. In hierdie eerste vers, as ons kyk na die konteks, lê daar 'n verskriklike wonderlike geloofsbelydenis, eintlik 'n lewensbelydenis opgesluit. Van wie kom die brief? Die brief kom dan, soos ek gesê het, na alle waarskynlikheid van die broer van Jesus, Jakobus. Maar as ons na Johannes 7 gaan kyk, Johannes 7 vers 5, dan sien ons sy broers het nie in hom geglo nie. So Jakobus was nie 'n volgeling van Jesus nie. Jakobus het nie vir Jesus aanbid nie. Jakobus was nie hierdie fanatiese navolger van Jesus nie. Maar iewers kom daar 'n draai. En Paulus skryf daaroor. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 7 skryf Paulus dat Jesus, die opgestaande Jesus, het aan Jakobus verskyn. So wat bring die draai? Die draai in Jakobus se lewe kom op die punt toe hy die opgestane Jesus ontmoet. Toe hy besef Jesus het die dood oorwin. Jesus wat aan die kruis gesterf het, lewe weer. Hier staan hy voor hom. Dit het sy hele lewe verander. Dit maak dat Jakobus homself nie bekendstel as Jakobus, die broer van Jesus nie. Hy kan nie op daai vlak wees nie. Hy stel hom ondergeskik. Daarom sê hy Jakobus, die diensknegt, die uitverkoopte, die ondergeskikte diensknegt van God. Baie keer wil ons, en ek sê dit in eerbied, maar wil ons so 'n bietjie op 'n vlak wees waar ons vir die Here sê, Here, ons wil is dit en dit en dit, so u moet net asseblief uitvoer wat ons graag wil hê. Ons is so 'n bietjie op in ons eie gedagtes, amper op 'n vlak waar ons aan die Here kan opdragte gee. As ons na Jakobus kyk, dan sien ons die oomblik as hy bewus raak van wie Jesus werklik is. God self, die oorwinnaar oor die dood, die een wat vir wie die graf nie kon bind nie, dan val hy as het ware voor Jesus neer en sê, ek is u diensknegt, ek is hier om u te dien. Ek en jy, ons moet ook, as ons besef wie Jesus is, voor sy voete neerval en net sê, Here, ek is tot u beskikking, ek is die diensknegt. Maar dan gaan die belydenis verder, dan staan daar mos die Here Jesus Christus. Nou in die konteks van destyds, in die Hellenistiese tyd, die Griekse tyd en dan ook spesifiek in die Romeinse tyd, was die term Kyrios Dominus was baie algemeen met 'n verwysing na die heersers van Rome is God of is die Here. So nou waag Jakobus dit om te sê, nee, Jesus Christus is die Here. Nie die keiser nie, nie die groot leiers van daai tyd nie, Jesus is Here. So dis 'n belydenis, maar dis 'n belydenis wat teen die samelewing ingaan, teen amper sy beter wete ingaan. Baie keer, as ons dink aan vandag, dan is daar baie dinge wat die Here van ons lewe is, wat die meester is van ons lewe, ons eie gedagtes, vertrekpunte, tradisies,
ons eie manier van dinge doen. Daar's baie dinge wat ons kan aanbid, finansies, groot wêreldmoondhede. Baie dinge wat ons as Here kan erken en sê, wie is die Here? En dan hierdie goeders. Maar vandag, wat ek en jy voor die Here kom neerval en sê, nee, Here, anders as die samelewing, Jesus is my Here. Mag ek en jy ook hierdie lewensbelydenis uitleef. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.